Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. En voordat ons begin, wil ons tog dankie sê vir almal wat ons kom ondersteun het in Wenen en hier gekuier het met Wenen se bazaar. Dit was 'n ongelooflike mooi groot sukses. So baie dankie. Dankie vir almal wat 'n bydrae gemaak het op watter manier ook al. Tot groot dankbaarheid daarvoor. Vriende, ons behandel vanoggend eintlik 'n hoe sal ons nou sê, kom ons sê 'n ingewikkelde gedeelte, 'n bietjie van 'n moeilike gedeelte in Lukas. Lees Lukas 5 vanaf vers 33. Die mense het vir hom gesê, Johannes se disippels vas en bid gereeld en die Fariseërs se disippels ook, maar u disippels eet en drink maar voort. Jesus het hulle geantwoord, julle kan tog nie die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is nie. Maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word. Dan in daardie dae sal hulle vas. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Niemand skeur 'n stuk materiaal uit 'n nuwe kledingstuk en werk dit op 'n ou kledingstuk vas nie. As mens dit doen, sal die nuwe kledingstuk skeur en boonop sal die nuwe stuk nie by die ou kledingstuk pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die leersakke laat oopbars. Dan sal die wyn uitloop en die sakke sal tot niet gaan. Nie 'n nuwe wyn behoort in nuwe leersakke gegooi te word. Boonop het niemand wat ou wyn gedrink het lus vir nuwe wyn nie. Die oue smaak goed, sê hy. Geliefdes, ons lees tot sover. Nou, hoe moet ons nou die gedeelte verstaan? Ek gaan probeer om dit te verduidelik. Jy moet nou onthou die agtergrond en daar help die konteks ons so baie. Net gister het ons gelees waar Jesus saam met die tollenaar Levi wat hy geroep het, gaan eet het. Nee, die Fariseërs is nou klaar ongelukkig daaroor hoekom eet hy saam met tollenaars en sondaars. En nou kom 'n tweede kritiek. Waarom vas Johannes se disippels, die Fariseërs se disippels, maar nie die disippels nie, hulle eet en drink en gaan aan. En sê vir die Fariseërs was godsdienst so saaklik sigbaar in uiterlike gebruike. En vas was 'n belangrike teken van daai vroomheid. Nou volgens die Ou Testament was vas net vir die groot versoendag verpligtend. Maar in Jesus se tyd sien ons dat die Fariseërs selfs 2 keer 'n week gevas het. Nou Jesus antwoord met 3 beelde. Die eerste beeld is, hy sê die bruidegom is hier. Nee, so kan julle die bruidegomgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is, vra hy. So in die Ou Testament word God dikwels as bruidegom van sy volk beskryf. Kyk maar Jesaja 54 en Hosea 2. En nou neem Jesus daai beeld op homself. En is natuurlik 'n beeld wat verder in die Nuwe Testament baie uitgebrei word as die kerk, as die bruidegom van Christus. Gaan kyk maar byvoorbeeld Openbaring se mooi gebruik daarvan. En dan is die punt eenvoudig. 'n bruilof is nie 'n begrafnis nie. Vas is gewoonlik 'n uitdrukking van rou, verlange, berou en intense gebed. Nou hoe kan 'n mens rou terwyl die Messias fisies hier tussen hulle staan? Die koninkryk het aangebreek. Jesus sê egter ook, daar sal dae kom wanneer die bruidegom weggeneem sal word. Nou hier verwys Jesus baie subtiel na sy kruisiging en sy hemelvaart, en na sy vertrek sal vas weer gepas wees. Maar nou vanuit 'n verlange na sy wederkoms. Nie as 'n manier om God se guns te probeer verdien nie. Nie as 'n manier om God se arm te draai nie. Maar as 'n diep verlange na Christus en na sy wederkoms. So ons Christelike lewe word eerstens gekenmerk deur ons vreugde oor Christus. Nie deur wettiese godsdienst nie. Die tweede beeld wat Jesus gebruik is hierdie beeld van die lap, van die nuwe lap op 'n ou kledingstuk. 'n nuwe ongekrimpte stuk materiaal word nie op 'n ou kledingstuk vasgewerk nie. Wanneer dit gewas word, krimp die nuwe materiaal en skeur die ou kledingstuk nog verder.
Die punt wat Jesus maak is, Jesus het nie gekom om die Fariseërs se godsdiens net effens te verbeter nie. Hy het nie gekom om bloot maar 'n paar nuwe reëls by die ou stelsel te voeg nie. Hy bring iets heeltemal nuut. Die evangelie is nie 'n opknapping van wettisisme nie. Dis iets radikaal anders. Dis iets heeltemal nuut. Dan die derde beeld wat Jesus gebruik is nuwe wyn en nuwe leersakke. Nuwe wyn gis nog, so wanneer dit gis, dan rek dit uit en dan die ou leersakke het reeds hard geword en dit kan nie verder rek nie. Die gevolg is die sak bars en wel, alles is tot nie dan, die sak en die wyn. En die beeld wys dieselfde waarheid. Die nuwe lewe en die nuwe koninkryk kan nie ingedwing word in die ou Fariseëse manier van dink nie. Die evangelie vra 'n nuwe hart. Dit herinner aan die belofte van die nuwe verbond, né, wat in Jeremia 31 ons van lees, of 'n nuwe hart wat Jesegiel 36 van praat. Nou, 'n bietjie moeilike vraag, vers 39. En ek gaan dit weer vir heeltemal lees, dat jy lees wat staan daar. Boonop het niemand wat ou wyn gedrink het, lus vir nuwe wyn nie. Die oue smaak goed, sê hy. Nee, so Jesus keer nie die ou verbond bo die nuwe goed nie. Hy beskryf eerder die menslike hart. Mense raak gemaklik met waarin hulle gewoond is. Nou die Fariseërs was so geheg aan hulle tradisies, dat hulle nie die Messias kon herken nie. Die ou wyn smaak vir hulle beter. Nie omdat dit werklik beter is nie, maar omdat hulle daarin gewoond geraak het. En dit is 'n waarskuwing teen geestelike hardheid. So, as ons nou moet sê, wat maak ons nou, wat haal ons nou hier uit? Jesus het nie gekom om ou godsdiens op te knap nie. Hy het gekom om 'n nuwe verbond, met 'n nuwe verbond en deur 'n nuwe verbond, nuwe mense te maak. En hoor hierdie, baie sterk, ek weet nie om dit sterker te stel nie. Christendom is in die eerste plek 'n verhouding met die bruidegom, nie met godsdiensreëls nie. Ons dien Christus met vreugde, omdat hy ons eers lief gehad het. Tweedens moet ons oppas dat tradisie nie belangriker word as Christus nie. Tradisies kan kosbaar wees, maar hulle mag nooit die evangelie verdring nie. En die derde, die evangelie verander mense van binne af. Jesus plaas nie net 'n nuwe lap op 'n ou lewe nie. Hy gee 'n nuwe hart. Daarom is bekering nie bloot gedragsverandering nie, maar is 'n hele nuwe skepping. En hier is die vraag wat dit toets vir my. Is ek meer verlief op my godsdienstige gewoontes as op die bruidegom self? Die Fariseërs het hulle vas daar beskerm, maar die bruidegom misgekyk. Mag ons nie so vasgryp aan ons eie voorkeure en tradisies, dat ons die vreugde van 'n lewende verhouding met Christus verloor nie. Amen. Here almagtige God, dankie dat ons in 'n lewende verhouding met U mag staan. En Here, ons bid dat U ons sal help om hierdie verhouding voluit uit te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.